Ons is in ons reeks Kompas en ons is nou al reeds besig met die 3de week van hierdie reeks. En ons het nou al so 'n bietjie gesien dat 'n kompas kom nogal handig te pas wanneer jy jouself bevind in dik mis of jy bevind jouself in donker, waar dit so donker is of waar die mis so dig is waar jy nie 'n tree voor die ander tree kan sien nie, dan haal jy 'n bietjie jou kompas uit en jy kyk waar is noord. Nou, dit is nogal baie maklik om te besluit, maar ek kies net koers in. Dit is donker, maar ek kies net koers in. En op 'n stadium gaan jy agterkom dat jy het so 'n bietjie afgedwaal van jou finale destinasie en daar waar jy veronderstel is om te wees, het jy so 'n bietjie afgedwaal van. Of jy kan net stil staan en jou kompas uithaal en so 'n bietjie kyk, waar is jou ware noord? En dis die ding van 'n kompas, is jy moet hom so nou en dan uithaal, om so nou en dan op hom te kyk, is jy nog op die regte pad? Is jy nog besig om noord te loop? Nou, Paulus in Korintiërs help ons om te verstaan dat hierdie lewe gaan jou so somtyds 'n bietjie van koers afruk. Daar gebeur dinge, somtyds is dit druk, krisisse, verlies, onsekerheid. Daar gebeur dinge en dan het jy juis die kompas nodig wat vir jou wys, waar is die rigting? Want ons as mens raak baie vinnig paniekerig en ons dwaal af. Ons is baie geneig om net koers in te slat. En as ons onsself weer kan kry, het ons so 'n bietjie afgedwaal. So wanneer laas het jy deur iets gegaan? Wanneer laas, as jy nou so moet terugdink, wanneer laas het jy deur 'n krisis gegaan? Of deur 'n situasie gegaan wat jy net nie geweet het, hoe navigate ek hierdie situasie nie? Miskien is jy tans in die middel van so 'n situasie, waar jy net nie lekker weet, maar hoe navigate ek hierdie, hoe gaan ek hier deurkom? En dit is waar Paulus ons help. Hierso in 2 Korintiërs help hy ons met daai antwoord, om te sê, trouwens, wat ons self aanbetref, het ons al as ware die doodsvonnis oor ons ontvang. Maar dit was sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek. Nou hier is die ding, is ons raak nooit gewoonlik opgewonde om deur goed te gaan nie. Wanneer ons onsself bevind in 'n krisis, dan vra ons gewoonlik die vraag, maar hoekom? Hoekom gebeur hierdie met my? En dis waar Paulus onsself verstaan, dat goed gebeur. Ons sal dit nie verstaan nie, maar dinge gebeur eenvoudig net, en God verwag nie van ons dat ons dit moet uitfigure nie. God verwag van ons dat ons na God kyk en vir hom vra, Here, ek weet nie hoe ek hierdeur gaan kom nie, maar ek weet dat jy my hierdeur gaan help. En dit is wat Christus doen. Ons kan ons vertrou op hom plaas. Hierdie Christus wat self, of hierdie God wat self in Christus uit die dood het opgestaan het. Hierdie God wat my en jou, wat dood was in ons sonde, kom lewe gee het. Op hierdie God kan ek vertrou. En ek weet nie van jou nie, ek was al deur 'n paar goedjies en ek het my vertrou op hierdie God gesit. En dis hoekom ek vandag kan hier staan, en dis hoekom ek vandag kan weet en kan sê, ek kan my vertroue in hierdie God plaas. So die waarheid is dat wanneer ons deur moeilike situasies gaan, is die beste ding wat ons kan doen, is om ons vertroue op God te sit. Want ons kan definitief nie op ons eie insig te staat maak nie. Dan kry ons skrifgedeeltes soos Romeine 8 vers 28, wat vir ons sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet,
vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as jy jouself in die middel van 'n krisis bevind, en hierdie vers kom op, dan is daar 'n klomp vrae wat by jou opkom. Nou kom ek sê vir jou, hierdie vers is nie die vers waar God sê, alles wat sleg is wat met jou gebeur, is oké nie. God is nie die een wat vir jou sê, dat wanneer jy deur slegte goed gaan, is dit eintlik maar deel van my plan. Wat God wel hier sê, is dat hy maak 'n belofte. Dat hy ten spyte van 'n wêreld wat gebroken is, dat hy in 'n gebroke wêreld nog steeds besig is. En dat hy nog steeds naby is in jou swakheid. Dat hy nog steeds naby is in my swakheid. En dat hy uitkoms bring waarin swaar kry nie die laaste woord het nie. Dis al hoe ek werklik deur hierdie pyn kan kom, is wanneer God my bonatuurlik deur hierdie pyn kan lei. Dis al hoe ek daardeur kan kom. Nou, mense gaan soms deur ondenkbare dinge. En vir van ons is ons uitdagings soveel soos, my kind wil nie vir my luister nie. Vir van ons het ons ander uitdagings waar ons dalk miskien na 'n kleiner huis toe trek en nou is daar nie plek vir al my meubels nie. Dit is ons uitdaging. Vir ander mense is die uitdaging baie groter. Nou, ek is besig om met 'n man te journey, wat sy gesin regtig deur 'n baie erge ding gegaan het. Nou, ek het sy toestemming om hier te gesels met julle, en ek gaan vir jou so 'n bietjie van sy getuienis gee. Nou, in April 2024 het die man se 2 seuns gereageer op 'n Facebook Marketplace advertensie waar daar 'n televisie te koop is in Motherwell. En hulle het die adres gekry en hulle is na die adres toe, net om daar te kom, om uit te vind, maar die vrou wat daar bly, weet glad nie enige iets van die advertensie af nie. So, 2 mans het hulle toe daar gekry, gewapende mans, en die mans het hulle beroof, en die mans het hulle doodgeskiet. Al 2 seuns. En jy kan verstaan met watter vraag hierdie ouers sit. Daar's natuurlik 'n vraag wat opkom, maar hoekom? Hoekom gebeur dit? Hoekom laat God toe dat dit so ver gaan? En hierdie mense het hulle self begin isoleer. Hulle het gesê, maar ons verstaan dit nie. En soos jy gewoonlik maak as jy deur goed gaan, dan begin jy jouself isoleer. En God het deur vriende van hulle, kon God hulle bemoedig. En die Here kon hulle bystaan. Deur vriende. En dit is nie altyd maklik nie, want daar kom vrae en jy weet nie, maar wat is God se doel met al die goed nie? Jy het nie idee nie. En waar daar soveel vrae is, het die 2 natuurlik hulle self isoleer, maar die Here kon naby wees, en na 2 jaar is dit nog steeds moeilik. Julle kan nie dink dat na 2 jaar is daar nog soveel vrae. Maar na 2 jaar begin daar deurbraak kom. Na 2 jaar het hierdie vriende saam met hulle gejourney die hele pad. Hierdie vriende is daar vir hulle, en God kan deur middel van vriende, kan God wys, maar ek is naby. Ek is naby aan jou pyn, ek is naby aan jou seer. Ek het nêrens heen gegaan nie. So ek kan sien hoe die Here bemoedig in tye van donker en onsekere tye, waar jy net nie weet hoe jy kan aangaan nie. En met die kuiers wat ek saam met die man het,
is daar daar wat hulle werklikbaar beleef, maar ons weet nie hoe kan ons vorentoe beweeg nie. Ons weet regtig nie hoe kan ons aangaan nie. Maar God is daar om te bemoedig. So Romeine 8 vers 28 word relevant wanneer die kerk langs mense begin staan. Wanneer die kerk langs mense begin staan in liefde, met sorg, met gebede. En wat nie verdwyn wanneer daar nog nie antwoorde kom nie. Dit is wanneer Romeine 8:28 regtig in effek begin tree. 2 Korintiërs 1 vers 4 sien ons, hy bemoedig ons in al ons verdrukkings, sodat ons hulle wat in allerlei verdrukkings verkeer, kan bemoedig met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word. Nou, as ek vandag terugkyk na my eie lewe, dan moes ek deur 'n paar verdrukkings gaan, om vandag te kan staan en sê, maar ek kan jou bemoedig, want ek verstaan hoe dit is om bemoedig te word. Ek kan jou bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee ek bemoedig was. En dit is hoekom hierdie vers in Korintiërs so belangrik is, want ek weet dalk waar jy gaan, maar Christus weet beter waar jy gaan. Daar is niks waar jy gaan wat Christus nie deurgegaan het nie. En dit is hoekom hierdie God wat lewe gee, daai God wat jou lewend gemaak het, dit is hoekom daai God kan sê, maar vertrou my om jou te bemoedig. Plaas jou vertrou op my. Ek sal jou bemoedig. Uit persoonlike ervaring het ek natuurlik ook geleer dat wanneer jy op God vertrou, dat al jou vrae nie altyd beantwoord word nie. Somtyds moet jy okay wees daarmee om vrae te hê wat nie beantwoord word nie. Want hier is die ding, ons is mos van nature wil ons verstaan wat gebeur, want as ons verstaan wat gebeur, kan ons bietjie meer in beheer wees. Ons wil mos altyd in beheer wees. En dit is wanneer daai vraag ontstaan is, hoekom? Here, hoekom? Hoekom gebeur dit goed? En dis wanneer daai vraag ontstaan van wanneer? Here, sê my net wanneer. En jy moet soms geduldig wees met 'n vertrou op my. Ek is God, ek weet, vertrou op my. Plaas jou vertrou op my. So ons kan volkome op hom steun met die oortuiging dat hy die beste vir ons wil hê. Nou, my seun, my oudste seun, wat nou op universiteit is, hy was op 'n stadium waar hy is nog steeds oortuig dat rook sleg is vir jou. Maar hy is minder oortuig dat vaping nie sleg vir jou is nie. Nou, ek en Liesel moes natuurlik vir hom sê, omdat ons die beste vir jou wil hê, gaan ons vir jou sê, vaping is nie goed vir jou nie, jy sal nie vape nie. Nou, of hy daarbey gebly het, hoop ek en vertrou nou maar dit is dieselfde prinsip. Ons wil absoluut net die beste vir ons kinders hê. En jy kan vertrou dat God absoluut net die beste vir jou wil hê. Spreuke 3 vers 5, 6, vertrou op die Here met jou hele hart, op jou eie insig moet jy nie staat maak nie. Ken hom in al jou weë, en hy sal jou paaie gelyk maak. Nou hier is die ding, ons dink dalk ons weet, maar ons weet nie alles nie. En as jy sukkel met hulp, kry hulp. As jy sukkel met uitdagings, raak deel van 'n klein groep. Daar's mense met perspektiewe wat jy nie sal glo nie, wat jou so kan help. Nou, wat kan jy nog help? Die Bybel. Hierdie is natuurlik 'n boek wat so ietsie van alles is. Dit is 'n leerskool. As jy wil weet van finansies, dan gaan jy na die Bybel toe. As jy wil weet van bestuurstyle, dan gaan jy na die Bybel toe. As jy net wil weet
van hoe om te gee, dan gaan jy na die Bybel toe. Nou, om die Bybel te lees is iets, maar ek wil vir jou 'n paar riglyne gee rondom die Bybel. Wanneer jy die Bybel lees die Bybel met 'n nuwe vars ingesteldheid. Laat dit oor jou spoel. Wanneer jy die Bybel lees die evangelies oor en oor. Fokus op Christus se karakter. Onthou, hulle sê, the more you behold, the more you become. So hoe meer jy fokus op Christus se karakter en hoe Christus is en hoe Christus liefhet en hoe Christus omgee, hoe meer begin jy dieselfde karaktervorme adopt. Dan begin jy omgee, dan begin jy lief hê. Laat die woord jou weer nuuskierig maak. Raak deel van Journey en Expedition groepe waar die skrif oopgebreek word. So ons is nou in die helfte van die jaar en ons is besig met ons Journey en Expedition en ons gaan deur die boek Korintiërs en vir die wat in Expedition is en vir die wat in Journey is sal verstaan dat daar is soveel lae. Daar's soveel lae in die skrif en hulle sê ons die skrif is soos 'n ei. As jy dink die een laagie is af, dan is daar nog 'n laagie, dan is daar nog 'n laagie en dan gaan jy voor jy jouself kan jou oë kan uitvee, het jy vir 3 maande deur een skrifgedeeltjie gewerk. Dit is hoe diep die skrif is en ek wil jou aanraai dat wanneer jy hulp kort met die skrif, dat jy jou pastoor sal raadpleeg. As daar goed is wat jy nie verstaan nie, vra die pastoor. Die pastoor gaan jou help. En The Bible Project, dit is iets wat jy op YouTube en op Google kan gaan kry, wat jou regtig bietjie insig gee oor die Bybel en oor Bybelboeke en waar dit gaan. Dit gee jou regtig soveel insig. En dan Alistair Roberts, hy het 'n refleksie oor die Bybel. So jy kan gaan luister na hom, dis goed wat jou regtig baie gaan help. Want soms raak ons net so 'n bietjie afgestomp. Ons weet ons het nou al daai vers gehoor, ons weet waaroor gaan die vers. So jy word so 'n bietjie afgestomp want jy bring allerhande interpretasies saam wanneer jy die Bybel lees. Dis goed wat iemand vir jou gesê het en jy het nie regtig self gaan ondersoek instel nie. So jy het 'n vooraf opgestelde idee van wat die vers sê, maar wanneer jy regtig die vers gaan begin bestudeer, dan kom jy agter maar die Heilige Gees sê vir my baie meer wat in hierdie vers aangaan. So dit is natuurlik 'n ontmoeting tussen jou en die Heilige Gees wanneer jy begin stil raak met die woord. So ons mis daai belangrike voordeel wat die woord vir ons gee wanneer ons nie leer om stil te word en met 'n verwagting te luister na die woord nie. Want die woord van God is lewendig. Die woord van God is kragtig. Dan is daar nog 'n gedeelte wat ons kan doen. Ons kan bid en ons kan skryf. Bid oor wat ons lees en ons kan neerskryf wat ons lees. Nou dit vat jou net in die volgende vlak van Bybellees en dit is natuurlik daai gedeelte wat hulle van praat, bid wat jy lees en skryf wat jy lees. Jy het al baie in die Bybel gehoor, hulle praat van mediteer op die woord. Nou moet dit nie asseblief nie verwar met daai oosterse gebruike waar jy mediteer, waar jy sit en jou gees verlaat jou liggaam en daai goed nie. Dis glad nie so nie. Wanneer jy mediteer op die woord, dan fokus jy op die Here se woord en natuurlik die antwoorde wat jy daaruit kan kry. Nou daar's die teoloog J.I. Packer en dis wat hy sê van meditasie. So meditation is the activity of calling to mind and thinking over and dwelling on and applying to oneself the various things that one knows about the works and ways and purposes and promises of God. It is an activity of holy thought, consciously performed in the presence of God, under the eye of God, by the help of God, as a means
of communion with God. So om die Bybel te lees is nie 'n vinnige oplossing nie. Jy kan die Bybel, ek het al van mense gehoor wat die Bybel vat en dan laat val uit die Bybel en dan val hy oop op 'n skrifgedeelte en dan lees jy daai skrifgedeelte en dan sit van toepassing op jou. Vir van dit werk dalk, vir van die mense werk dit nie. So grappie daaroor, maar ek gaan hom nie nou vertel nie. So om Bybel te lees is glad nie daai vinnige oplossing wat jy dalk moontlik sou. Dit gaan oor daai persoonlike koneksie met jou Skepper. Dit vat tyd. Dit vat tyd. Hierdie vers in die Bybel het al so baie beteken vir soveel mense. Don't fret or worry. Instead of worrying, pray. Let petitions and praises shape your worries into prayers, letting God know your concerns. Before you know it, a sense of God's wholeness, everything coming together for good, will come and settle you down. It's wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life. Van julle het dit dalk al ervaar? Van julle moet dit dalk nog ervaar. It is wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life. Wanneer jou lewe nie meer gaan oor al jou worries en al die goed wat nog moet gebeur en al jou krisisse nie, wanneer die senter van jou lewe gaan oor Christus. Wanneer jy begin fokus op Christus, Afrikaanse weergawe sê dit so mooi, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend, en die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. So met gebed en neerskryf, verander jy nie noodwendig jou situasie nie, maar dit verander jou. Dit verander jou perspektief. Die Heilige Gees kom en hy verander jou perspektief oor daai situasie. Hy laat jou anders dink oor die situasie. En daardeur kan jy die Here se stem begin hoor deur al die geraas. So die Bybel bring al eeue vir ons leiding oor wanneer ons juis deur moeilike tye gaan. En ek wil weer vir ons hierdie stukkie lees in 2 Korintiërs 1. Hy bemoedig ons in al ons verdrukkings, sodat ons, hulle wat in allerlei verdrukkings verkeer, kan bemoedig met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word. Nou, waaraan laat hierdie julle dink? Hierdie is nou nie 'n vasvraag nie, maar waaraan laat dit jou dink? Laat dit jou nie dink aan 'n klein groep. Dit is waar jy bemoedig word. 'n Klein groep, ons kyk 'n klein groep. Ek het iemand geken wat sê, jy kyk my so, jy kyk 'n klein groep so. Wat in 'n klein groep gebeur is so belangrik, want daar is mense wat mekaar ondersteun. Ek is op so 'n paar klein groepe, se WhatsApp groepe, en hoe hulle mekaar ondersteun op my WhatsApp groepe, gee vir my trane in die oë. As ek dink aan goed wat mense deurgaan, en as ek dink aan die ondersteuning wat daai mense kry deur die groep, it's amazing. It's absolutely amazing. So baie keer isoleer jy jouself deur omstandighede waardeur jy gaan. Want jy dink ek is dalk moontlik die enigste persoon wat deur daai ding gaan. Maar wanneer jy deel raak van 'n klein groep, dan spreek mense nie noodwendig in jou situasie in nie, maar hulle perspektief, hulle ervarings, hulle getuienisse gee soms vir jou daardie deurbraak wat jy nodig het.
om deel daarvan te wees, is iets fantasties. As jy nog nooit was nie, wil ek jou aanmoedig om deel te raak van dit. As jy al was en as jy is, sal jy verstaan presies wat ek sê. So die vertrouensverhouding, dit is waar lewe gebeur. Dis waar die Here sigbaar word deur sy mense. En dit is waar mense deel word van jou storie. En dis waar jy deel word van mense se storie en waar jy vir mekaar kan bid en mekaar kan ondersteun. Before you know it, a sense of God's wholeness, everything coming together for good. En die vrede van God wat alle begrip oortref. Mense, om te sê jy vertrou op God is iets, maar om werklik op God te vertrou, dit is wanneer jy hierdie vrede ervaar. Wanneer jy werklik jou vertroue op God sit, is wanneer jy begin rus. Dit is wanneer jy rus ervaar en dit is wanneer jy God se rus en sy vrede binne gaan. Hierdie soort rus wat te midde van moeilike omstandighede vir jou soveel vrede kan gee. So wanneer ons probeer om dinge op ons eie te doen, dit is juist dan wanneer ons oë so bietjie van die kompas afval, en dit is wanneer ons so bietjie afdwaal, en waar ons net weer die kompas nodig het, om vir ons te wys waar is die ware noord. So ek wil jou aanmoedig vandag, om volkome op God te vertrou. Dit is baie maklik om te sê, ek vertrou op God. Dit is baie maklik. Maar om regtig volkome op God te vertrou, bring iets anders. So ek wil jou aanmoedig, vertrou op God in elke area van jou lewe. Want hy het jou lief en hy het altyd jou beste belange op sy hart. En dit is juist ook waarom Jesus toe hy die nag waarin hy verraai was, toe hy die brood geneem het en hy het die seën daar uitgespreek en hy het dit gebreek en hy het gesê, hierdie is my liggaam. Hierdie is my liggaam vir julle. Neem dit ter herdenkenis. Neem dit om te verstaan hoe lief God ons gehad het. Hoe lief God ons het. Dit wat hy vir ons kom doen het. Daardeur het hy ook die beker geneem en hy het gesê, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Neem dit ter nagedagtenis van my, om my in herinnering te bring. So God kom vestig 'n nuwe lewende verhouding deur Jesus Christus, wat self die finale offer vir ons was aan die kruis. En dit is nie gebaseer op hoe oulik ek is. Dit is nie gebaseer op my prestasies nie, nee. Dit is absoluut gebaseer op God se genade in Christus. So die nagmaal is 'n herinnering aan God se liefde. En is net 'n bewys dat hy die beste vir ons wil hê. So hierdie liefde, wanneer ons aan die liefde dink van Christus, dan staan ons in dankbaarheid vir die offer wat hy gebring het. Ons staan in dankbaarheid vir die nuwe verbond, dat ons mekaar kan lief hê. En ons staan in dankbaarheid dat ons deur Christus is ons familie. So familie, ek wil jou nou uitnooi om saam die nagmaal te gebruik. En wanneer jy die nagmaal gebruik, wil jy nie net
dink aan hoe lief Christus jou het nie. Wil jy nie daai oomblik gebruik om te besef, hierdie God het vir my gesterf. En hy het opgestaan en ek het saam met hom opgestaan. Hy het vir my kom lewe gee. Wil jy nie dit in herinnering bring, en wanneer jy die nagmaal vat, net onthou dat Christus het jou lief. En dat jy daardie selfde liefde, wat Christus jou mee lief het, jy kan daai selfde liefde, kan jy lief hê. Dankie julle, kom ons gebruik nagmaal.